Baie welkom by nog 'n podcast opname uit ons herberg studio. Ek is Dani Vermaak en ek sit hier saam met my kollega Sheldon Graham. Sheldon, baie welkom. Dankie Dani, lekker om hier te wees. Yes, dis altyd lekker om saam met jou te gesels. Nou Sheldon, ons gaan vandag ons gesprek voortsit oor die vroeë kerk en hoe die moderne Christen geloof verskynsel partykeer bietjie anders lyk, nie partykeer bietjie baie anders lyk, as wat die eerste 100 jaar of die vroeë kerk of die Christene wat die evangelies geskryf het, geglo en gedink het en hoe dit gefunksioneer het. So, dis 'n lekker gesprek om net van ons bewus te maak van, daar's goed wat ons dalk ook langs die pad dalk so 'n bietjie verloor het, wat eintlik baie waardevol is. Ja. Maar dit beteken nie dat ons nou doen is totaal whack en verkeerd en op sy eie rigting nie. Maar ek dink is gesprekke wat ons wel op die tafel moet sit en wat baie van ons lidmate en baie luisteraars oorwonder. Nou Sheldon, vandag se gesprek gaan oor die tema van lyding en vervolging wat die vroeë kerk beleef het en binne geleef het en verwag het teenoor 'n moderne verskynsel van 'n gemaklike geloof, waar die Christen geloof eintlik is 'n pil is wat ons sluk en pyn wegvat van ons af. So dis die twee goed wat ons teenoor mekaar sit. En die vroeë kerk is daar klomp tekste in die Bybel wat na hierdie verwys, en ek gaan dit sommer net noem dat ons luisteraars bewus is daarvan. Byvoorbeeld in Jesus se bergpredikasie Matteus 5, praat hy daarso van in vers 10, geseënd is die wat vervolg word. Nou, en dan Johannes se evangelie, hoofstuk 15, vers 18 tot 20, praat hy van as die wêreld julle haat, en dan sê hy, onthou, dit het my eerste gehaat. En Handelinge, Handelinge 14, vers 22, ons moet deur baie verdrukkings in die koninkryk van God ingaan. Die Romeinebrief 8 vers 17, ons ly saam met hom sodat ons saam met hom verheerlik kan word. En Filippense 1 vers 29, aan julle is die genade gegee, nie net om in hom te glo nie, maar ook vir hom te ly. Ja, dit is nogal sterk gestel. 2 Timoteus 3 vers 12 wat sê, almal wat God vreesend wil lewe, sal vervolg word. En 1 Petrus 4 vers 12 tot 16 wat sê, moenie verbaas wees oor die vuurproef nie. Sê, lyding word genormaliseer, nie geromantiseer nie. Like dit vir my daar. Nou, ek wil begin met 'n storie. Ons het op 'n stadium na 'n sendeling geluister, en die sendeling werk onder mense in Israel. En ek het baie respek vir mense wat in buite hulle gemaksone werk op 'n manier. Maar sy sit toe 'n perspektief neer van die Jode wat ek nou nie besef het nie. Sy bou so nou verhouding met hierdie Joodse kultuur of Joodse mense in Israel, dat hulle eintlik vasoortuig is dat die wêreld hulle gaan haat. Nou hulle klomp Ou Testament tekste aan. Ja. So die wêreld is teen die Jode in Israel. So as iemand hulle wil aanval of lelik is met hulle of nie wil glo wat hulle sê, dis omdat hulle haat. Dis hulle vrymoek, dis hulle persepsie. En my stel nogal amper af ietsie op. Nou, ek sit vandag in teruggedink, as ek die tekste lees, vir geen oomblik, as 'n Christen, as 'n volgeling van Jesus Christus, voel ek word deur die wêreld gehaat nie. Ek mag dalk mense irriteer, omdat ek anders is, of opstaan vir sekere goed wat ek glo geregtigheid van God is, of dis wat God se wil is, of dis wat reg sou wees. Maar as almal het sulke persepsies, maar nêrens voel ek word gehaat daarvoor. Ek weet nie, miskien is dit 'n blinde kol. So wat dink jy oor hierdie tema, as ons inleidend net gesels en saam dink daaroor? Wel, ek stem saam met jou Dani, maar ek dink ons is baie bevoorreg, want ons het eintlik goeie etiek in die wêreld vandag, teenoor die Bybelse tyd. Kyk, etiek en moderne regte, veral menslike regte, ontwikkel eintlik maar uit die Christenbeweging uit, hoofsaaklik. So ek dink dat ons pluk half die vrugte van die vroeë kerk, waar ons, as ons na die vroeë kerk kyk en die vroeë wêreld kyk, was daar nie so iets soos half menseregte, was 'n snaakse konsep gewees, want jy kon mense besit, status het eintlik maar geseëvier, bepaal wat jou werd is, en so aan, in hierdie wêreld ontstaan baie lyding, en dan hoor ons hoe die vroeë skrywers, soos iemand soos Paulus, dit begin aanspreek, en praat oor mense se lyding, wat dit toe nou nog nie eintlik raak gesien is nie.
Mense het nie ander mense gesien ly en eintlik simpatie gehad nie. Dalk was daar, maar dit was net die norm van die dag. Waar hierdie vroeë kerkbeweging, die Christelike beweging kom, en dit begin raak sien. En dit is waar die skuif half inkom. En vandag 2000 jaar na dit, sit ons en ons pluk eintlik die vrugte van daai vroeë beweging wat mense begin raak sien het en hulle leiding begin raak sien het. En dit begin aanspreek, het eintlik 'n stem gee. Ja, en sodra jy iets wil verander of 'n lig op 'n ding werp wat jy glo nie reg is nie of skep konflik, baie keer. Maar ek wonder by myself, as 'n vroeë kerk, 'n geloofsgemeenskap wat eintlik wil lewe om mense lief te hê. Hoe kan hulle dan so leef? Wat het gebeur dat mense hulle eintlik dan haat? Want ek dink ons moet dit in perspektief sien. Ek dink aan die vroeë kerk, die eerste Christene. Ek bedoel, wat sou hulle kon doen as hulle eintlik net wil lief hê dat mense hulle sou haat? Hulle het mos eintlik goed bedoel. So wat dink jy daar gebeur? So ek dink ook ons moet vir die luisteraars sê en enigiemand as jy dit het nie so begin dat die Christensbeweging het nou begin nadat Jesus opgevaar het na die hemel toe en die disippels het nou oorgevat en wat ook al en die kerke begin plant en so. Die vervolging was nie dadelik nie. Dit was nie net van hier is die eerste kerk en almal vervolg hulle en almal maak Christene dood nie. Ons sien in die tekste hoe hierdie vervolging groei. Veral ons kan dit volg veral in Paulus se tekste en se briewe van sy eerste brief af na sy laaste brief toe, hoe die vervolging regtig begin optel. En dan sien ons dit self in die evangelies ook. Die eerste evangelies wat, soos Markus, wat nie so streng op vervolging is nie, en dan kom jy by Lukas uit, en dan later by Johannes uit, wat baie erg is, veral Lukas, wat erg is op vervolging en die misbruik van mense, en so aan. So ek dink ons moet ook sê, soos in die begin, wanneer Paulus veral skryf hy oor plaaslike vervolging. Die nagevolge van hierdie beweging, van jy wat nou nie meer behoort aan 'n sekere groep nie, jy behoort nou aan die Christusgroep. En die vervolging het eintlik toe nou begin kom, toe hierdie Christusgroep, hierdie volgelinge van Christus, nie meer wou deelneem aan die praktyke van die stad en so aan nie, en die godsdienste daarin nie. Eintlik was die Romeinse Ryk maar baie, as ek nou Engels kan gebruik, tolerant. Hulle baie gelowe en so aan onder hulle gehad. Dis kom die Joodse geloof so goed gedoen het, eintlik maar onder die Romeinse Ryk het gegroei. Dit was 'n sterk mag en die tempel het baie mag gehad in die tyd. Maar hulle almal het nog steeds deelgeneem aan die praktyke van die stad en die praktyke van die Romeinse Ryk. Hulle het ingeval saam met hulle praktyke. En hier kom hierdie Christelike beweging en hulle sê nee, ons gaan nie daaraan deelneem nie. Ons staan nou terug, ons doen nou nie ons eie ding nie, maar ons sien dit as verkeerd wat hier so aangaan. Voorbeeld wat ek nou genoem het was die soos om babas weg te gooi. Christene het gesê ons gaan nie dit doen nie. Inteendeel, hierdie Christene gegaan en hierdie kinders gaan versorg en vang. En dit was vreemd vir die mense in daai tyd. Dit was vreemd dat hulle, en ek het dit laas ook genoem, so dis net 'n baie goeie voorbeeld. Dit was nie net van ons gaan hierdie mense vervolg nie. Hierdie Christusbeweging was so anders teen die norme van en die praktyke van die tyd, dat hulle ander redes gesoek het. Dat hulle goed gesê het soos, hierdie Christene eet seker hierdie babas. Eerder as om te sê, hierdie Christene red hierdie babas. Dit was wel makliker om te sê, hulle is kannibale. Dis seker waar die groot doel begin en ek speel. So ek sit en dink nou net, Sheldon, ek bedoel, as jy in 'n antieke wêreld lewe, soos waar hierdie Christene geleef het, en groepsdinamika was uiters belangrik, en lojaliteit teenoor die groep was belangrik, want dit was eintlik, soos ons gesê het, oorlewing. Dit is oorlewing gewees. Kon die stad, die mense in die stad wat eintlik 'n subgroep op hulle eie gevorm het, kon gesê, mense, 'n klein groepie onder ons
wat nie inskakel by die groter groep nie. En dit kon 'n bedreiging gewees het. Ek sê, maar julle is nie lojaal in die groter groep en vir ons stad se oorlewing nie. Ja. Julle doen julle eie ding. So dit het konflik geskep en gemaak, eintlik ons hou nie van julle nie, want julle werk nie saam nie. En so kom ons uit, ek het dit nou hier neergeskryf ook, die tema van die uitverkiesing, veral later in Paulus se briewe uit. Want die uitverkiesing kom uit die Joodse tradisie uit, eintlik maar ons is uitverkies uit Exodus uit en van Abraham uit. God het ons uitverkies en daarom is ons deel van hom. Dan gebruik Paulus hierdie tema van die uitverkiesing. En dis iets wat ons nou al baie in die kerk oor, nie teologies maar debatteer, is ons uitverkies of kies ons vir God, ons weet maar daai gewone debat wat ons het, en ons mis heeltemal die punt van die uitverkiesing, want ons lees nie die leiding daarin nie, want wat Paulus eintlik sê is, ja, ons is uitverkies as Christene, maar hy praat dit in die hand van leiding, so wanneer hy sê, Christen, jy is uitverkies, dan beteken dit, jy is uitverkies om soos Christus te lei, jy is uitverkies om gehaat te word. Jy is uitverkies om uitgestoot te word. So dis eintlik wat Paulus probeer sê deur die uitverkiesing. Jy hoor wat ek sê? Ja, so anders is wat ons dink, jy is uitverkies om hemel toe te gaan. Ja. Heeltemal anders. So ons sit hier terug, ek glo God het my gekies en dan kom altyd mos daai debat op van, so is daar mense wat God dan nou nie kies nie, hy verdoem hulle sommer net hel toe. Dit is glad nie die tema van die uitverkiesing nie. Paulus sien die vervolging en dit wat die Christene nou gaan deurgaan, en hy sien hoe groei dit, en hy sien net, maar hier, dit word erger, en dan gebruik hy hulle taal, en dan sê, maar ons is nou uitverkies, nie as hierdie wondervolk wat God kom red en 'n stad kom opsit en konings maak nie, nee, ons is nou uitverkies om soos Christus nou te lei, en soos Christus lief te hê, en soos Christus gehaat te word, en vervolg te word, daar's nie 'n opsie daaraan nie. Ja, ek dink dit wat jy nou reeds sê, help my vandag as 'n gelowige, en ek anders te dink in terme van leiding. Ja. Maar ek wonder op myself, as ons 'n bietjie stil staan van hoe vorm leiding ons dan? So wat 'n rol sou leiding in die antieke wêreld of vir die vroeë kerk gespeel het of vir die Christene? En hoe sou hulle moontlik hierdie leiding eintlik as iets positiefs kon ervaar het? Vir ons is leiding oor die algemeen negatief. Ons probeer dit te vermy, te sy-stap. Maar hoe het hulle dit gesien? Byvoorbeeld, jy het nou klaar een ding uitgewys. Nou, jy het gesê leiding het hulle gehelp om met Jesus Christus te identifiseer. Want hy het gelei. En hy sê ook in sy teks, ons moet nie verwag dat ons anders hanteer gaan word nie. So die feit dat ons ook so hanteer word as hulle hom hanteer het, identifiseer, maar ons is saam eintlik in dieselfde boot. Ons is een. Hoe kan leiding nog, dink jy, help? So ek dink veral in daai tyd, hoe dit gehelp, ek wil sê gehelp het, maar baie mense vra ons ook die vraag, hoekom het Jesus toegekom, 2000 jaar terug, hoekom het hy nie nou gekom nie, hoekom het hy daar gekom? En daar's eintlik 'n groot rede daar agter as jy kyk na die historiese konteks van daai tyd, dat as jy kyk na die bewegings wat daai tyd gebeur het toe Jesus gekom het en waar die Romeinse ryk was dit eintlik 'n perfekte konkoksie van wat, want in dieselfde tyd, mense moet nie net dink dat was die Joodse geloof en die Romeinse en die Griekse gode en toe in die middel pop Christendom op nie. Eerste plek dink ek, soos wat ons nou wil sê, jy moet kyk na dit as 'n beweging. Ja. In die tyd van Jesus, as gevolg van politiek, onrus, die Romeinse ryk wat eintlik begin te groot raak vir sy eie beheer, en die groot invloede van verskillende kulture, in die tyd wat Christendom verskyn, is daar ook ander bewegings wat saam met Christendom nie net verskyn nie, maar ook seevier, ouer bewegings wat voor Christendom bestaan, wat begin vooruitgaan, en dit alles te doen met hierdie van die temas van leiding, die temas van die vleeslike teenoor die geestelike, soos een groot voorbeeld is die agnostisme, wat ontstaan het voor Christendom al eintlik
100 jaar voor Christendom. Verduidelik vir ons luisteraars agnostiek. Wat is dit? So hulle glo daar is 'n higher power, daar is 'n God, maar hierdie God wil nie eintlik te veel te doen hê met ons eintlik nie. Of ons kan hom nie ken regtig nie. Ken nie. Ja. Maar al hoe ons onsself verbeter is as ons probeer afmaak met al hierdie aardse goed, al die vleeslike goed. En so hulle is ook nie te veel gepla met hulle verkies ook om eintlik te ly. Want as jy ly, dan weet jy, okay, jy is nie gepla met al hierdie aardse goed wat jou verhemel nie. Kom ons sê nou so. Of wat jy begin veraf God nie. So dit is een van die groot bewegings wat saam met Christendom ontstaan en dit is ook baie op lyding gefokus. Dan is daar nou nog 'n paar filosofiese ontwikkelinge ook wat fokus op hierdie lyding tema. En dan kry ons nou Christendom. Maar Christendom het dan nou 'n unieke invalshoek op al daai goeie. Ja. Christendom is die enigste een beweging wat nie sê dit of dit nie. Christendom is eintlik nie gepla met wat met hulle gebeur nie. So ons het vandag lees en dan sê, soos jy nou gesê het, wat help lyding? So ons moet eintlik ly, ons moet lyding najaag. Dit is eintlik die ander beweging se die agnoste en al die ander, ek sal nou nie almal noem nie want jy gaan op die mekaar raak met al die name. Ja. Maar met daai bewegings, waar die Christene sê of ons ly of nie ly nie. Of hulle ons vervolg of nie vervolg nie. Ons behoort nie aan 'n aardse koninkryk nie. En dit is die groot. Hulle verstaan, die vroeë kerk verstaan, daar's iets groters aan die werk wat nie aards is nie. Maar nog steeds funksioneer op aarde. En dis hierdie goddelike koninkryk van Christus Jesus. Ja. En dan in daai koninkryk is daar plek vir lyding. En is daar plek vir vervolging. Maar as dit ook nie daar is nie, dit maak nie ons doel minder nie. Dit maak nie ons roeping minder, as ek dit so kan sê nie. Waar die ander amper gekenmerk word deur lyding en so aan. Ja, ek moet vervolg word om 'n doel te hê. Ek moet lyding ervaar om 'n goeie agnos te wees. Byvoorbeeld nou. Dit is eintlik 'n waarmerk daarvan. Waar Christendom nie dit is nie. Hulle weet die einddoel is die koninkryk van God altyd. En hoe lyk dit? Hierdie volgende goeders wat ons doen, om lief te hê, om mense te vergewe, om mense gesond te maak, om mense in te neem. En as daar vervolging met dit kom, is dit okay. Dan vat ons dit saam. Die lyding ontspoor ons nie op 'n ander dag nie. Ja. En dit stel ook nie ons koers nie. Dit is ook 'n belangrike punt. Lyding stel nie ons koers, dit bepaal nie wat ons doen of nie doen nie. Ja. Dit is net deel daarvan. Dis deel daarvan. So iets ons nie kan sy stap soos ek vroeër gesê het. Dit kan nie ontsnap nie. Dit is deel daarvan. Nou, en ek dink vir 'n moderne Christen, is daar bewegings, net soos die ander bewegings wat jy genoem het onder die Christendom, onder gelowiges wat dink maar lyding is nie God se wil nie en hy wil jou spaar daarvan. Maar as hy dit nie van sy eie seun gespaar het en ons identifiseer met Jesus Christus, ek sê altyd, as ons vir Jesus volg, dan moet ons ook onsself vasloop aan die kruis. Maar ons weet ook, die kruis, die lyding, is nie die laaste sê in ons lewe nie. Maar ons kan nie verby die kruis loop, om die kruis loop, om Golgotha loop nie. Ons loop oor Golgotha, saam met Jesus. En sy kruis vas, en dan natuurlik verby die kruis. So, ek sou dink, baie keer sou lyding onder ander groepe ook, is net uniek tot die Christengroepie, nou dit, as ons saam ly, dan is daar ook 'n gemeenskapsvormende ding. Maar wat ek eintlik nogal verpleit altyd onder gelowiges soos ek en jy, en veral dominees of leraars, pastore, wie ook al, geestelike leiers, is om eerlik te wees oor ons lyding. Want ons wil baie keer gee mense so voor op sosiale media, kom so eers in my kop op, so voor van hoe goed dit is, hoe lekker lewe ek het en wonderlik alles is, dat ons mekaar se lewens eintlik maar begeer, maar ons is nie eerlik oor die lyding wat ons ervaar of die moeilike tye of uitdagings of wat ons ervaar in die lewe nie. En wanneer ons eintlik daar goed op die tafel sit en eerlik daar praat, ek is 'n volgeling van Jesus, worstel met hierdie of sukkel met hierdie, dan bring ons 'n egtheid en dit bind ons ook in mekaar. En dis ook 'n nuwe ding, nê, hierdie ding wat ons eintlik trots. Dis trots en ek sê dit nou so, maar dit vir my in die Afrikaanse kultuur is dit
nog erger. Ja. Trots is nog erger. Regtig, ons is baie trots en dit kom by ons geloof ook uit. Ja, maar moet jy nie trots wees op jouself nie? Ja, maar daai trots staan baie keer in ons pad. Jy mag nie swak wees nie. Jy mag nie swakheid wys nie. Ja. En ons is te trots om te erken ons doen fout. Ons is te trots om te erken dat ek nie perfek is nie. En alles wil ons beste voetjies voorsit en maar dan kyk jy na die tekste in die Bybel en dan kyk jy hoe die vroeë Christene en die vroeë Jode, vroeë gelowiges opgetree en hoe het hulle met God gepraat. Een van my gunsteling teks, dit is eintlik my gunsteling teks is Psalm 22, wat begin, my God, waarom het jy my verlaat? En dan gaan aan en sê hy, ek is soos 'n wurm, ek is niks werd nie. Eintlik wat daai skrywer doen, hy vat vir God aan. Hy sê, hoor jy het nou my mos nou geskep en ek leer my hele lewe ek is in die beeld van God geskep en ek het 'n doel en ek is uitverkies of ek is deel van jou volk en nou skryf hy Psalm 22 en dit is eintlik om God aan te vat en sê, jy sê al hierdie goed van my, maar ek is nou 'n wurm, ek is niks werd nie. Al hierdie goed. En dan, wie gebruik daai teks? Is dan nou Jesus self. Die Seun van God gebruik daai selfde teks en dit is vir my so mooi op die kruis haal hy 'n psalmdigter aan wat op sy laagste wat duidelik baie erge goed deurgaan. En God eintlik al vervloek en hy haal daai selfde teks aan want Christus sê maar ek vereenselwig myself met hierdie persoon. Ek weet wat dit is. Ek weet hoe jy voel. En daai mis ons vandag, veral in ons kultuur. Ons kan nie dit doen nie. Iets soos Psalm 137 ook. Ek het gepreek in my proefpreek oor dit laas jaar. En ek haal Psalm 137 se laaste vers aan. Wat sê, ek sit net dit op die bord en ek sê, die teks sê, dit is beter vir 'n baba se kop om vermorsel te word teen 'n klip as wat hy lewe. En ek sit net daai teks op en die mense regtig is verbaas en hulle skrik eintlik toe en ek vra hoe voel jy oor en ek kry mense sê goed soos dis onaanvaarbaar en nee, mag nie so praat nie en dan sê ek maar hierdie staan in jou Bybel. Hierdie is 'n woorde van iemand, 'n gelowige, diep gelowige duidelik. Wat deur 'n moeilike tyd gaan. En ek gaan deur die hele preek en eintlik deur my eksegese wat hulle die teoloë eintlik nou sê wat daar gebeur is, heel waarskynlik is dis 'n Babiloniese teks, so dit was toe hulle aangeval is en hulle stad is vermorsel, die Joodse stad is vermorsel, die Hebreëse mense se stad is vermorsel en Judea is nie meer nie. En dis gewoonlik wat die vyand sou gedoen het met die babas van en die kinders van wie hulle oorwin het. So eintlik wat hierdie skrywer sê, hy het eintlik gesien dat sy eie kinders of sy eie mense se kinders so vermorsel word. En hy verwoord dit aan God. Hy sê vir God wat sy wraak is. En dit is iets wat ons mis vandag. Ons sal nie so met God kan praat nie. Nee, sure. Ja, want dit is so groot geword en dis in ons kultuur of moderne geloofsraamverwysing nie. Ek sit nou reg en dink lyding maak ons ook bewus dat iets nie reg is nie. En dit herinner ons daaraan dat God nie eendag nie maar besig is. Ook nou al. In die herstel van hierdie wêreld, in hierdie aarde. Ek dink lyding is baie keer nie. Richard Rohr skryf in sy boek Falling Upwards, skryf hy nogal oor lyding en hoe ons lyding wil vermy. En hy skryf oor hoe lyding eintlik 'n geskenk is aan ons. En hy praat van mense wat daar in Indië langs die pad lê. Hy sê, daai mense is baie keer ryker as ons wat in 'n gemaklike geloof lewe. Want hulle is gekonfronteer met klomp vrae oor die godheid of God of wat die lewe is. En hulle het baie van dit al vrede gemaak dat dit deel is van die lewe. Die goed wat gebeur. En dat God nie een is wat ons verhoed om nie kanker te kry of dat ons nie ons werk verloor of dat ek aspan rugby kry ten minste of nog sekere skool toe gaan. Ek spot sommer. Want dit is 'n kort storieetjie nou die dag my seentjie, hy sê so oud, hy's ongelukkig oor 'n ding en hy skree al so uit sê ek wens ek was 'n dinosaurus.
ek sê vir hom, nou Daniel, hoekom weet jy wat sy dinosaurus? Ek wil graag verstaan hoekom jy dit nou sê. Hy sê, maar dan was ek nou al in die hemel. Okay, maar dit wys hoe ons eintlik van kleins af nou dink, groot word met hierdie Christen idee van ons die hemel help ons om dit te ontsnap. En eintlik werk Jesus mense in hierdie wêreld wat hy maak op in sy koninkryk. Ons gaan die opstanding uit die dood. Waar staan ons op? Nie in die hemel, ons staan hier op die aarde. Wat hy nie maak. En dis die belangrike konsep ook. So lyding herinner ons aan God se restaurasie en herstel. Dit is so. Maar jy maak nou baie goeie punt van hoe ons breine al veral in die westerse wêreld al verander is om lyding te vermy. Ek praat nou dag met iemand oor, kyk wat gebeur nou baie in die nuuswêreld. En ons het 'n gesprek oor die kerk se rol en profetiese stem en eintlik sê ek, eintlik moet die kerk 'n plek wees waar jy nuus ontvang. Vir hulle lidmate kan sê weeklik wat gebeur in die wêreld en soos 'n nuusberig uitbring. Dit is deel eintlik van ons profetiese stem en die persoon, dis nou een van my drome, nou sê ek, ja, maar jy kan nou nie te veel polities raak nie en die kerk kan nie te veel, jy weet ons al daai gesprekke. En die persoon sê toe vir my ook, ja, maar dan moet ons eintlik net goeie nuus uitsit. Ja, dis mos nie. Want ons is Christene, ja, ons moet net goeie nuus. En ek besef daar ook wat is hierdie persoon se verwysingsraamwerk. En daar dadelik besef ek, maar dis nie wat Christendom is nie. Christendom was nog nooit vermy lyding en kyk verby dit wat sleg is nie. En kyk net vir die goeie nie. Dis albei. Dis soos ek verduidelik het, of ons nou ly of nie ly nie, of ons vervolg word of nie vervolg word nie. Dis nog steeds, ons word nie van dit af weggeneem nie. Ja, ek picture dit vir myself. Nou, die disippels wat op Golgotha opgedaag het die oggend, Vrydag die oggend, volgens al die ander evangelis, behalwe Johannes, nou is dit donderdag gewees. En hulle sien wat gebeur, en hulle gaan terug, en hulle moet nuus deel, maar omdat daar nie in hulle persepsie op daai stadium goeie nuus is nie, bly hom net stil. Dit is nie real nie nou. Die werklikheid is dat goeie en slegte nuus is altyd nuus. En dit is deel van die lewe. Maar die slegte nuus vir die disippels van Vrydagoggend het nuwe vorm gekry met die opstanding op Sondagoggend. En ofwel hulle nie die goeie nuus wou glo nie. Dit is too good to be true. Maar dat Jesus opgestaan het. Ek bedoel, die hele slegte gebeurtenis het 'n ander perspektief begin kry. En hoe die evangelies later geskryf is in hindsight en oor die kruisigingsgebeure vertel, plaas dit in 'n raamwerk van dis deel van wat God wou doen. En kyk hoe God dit gebruik het om deur die dood te oorwin, maar nuwe lewe te gee aan mense. En dit is nou weer die ander wat ons dan weet vandag nou kom nou eintlik hierdie dinge moet net met Christene goed gaan of God moet ons net goed gaan. Die kruisiging en die opstanding is eintlik 'n bewys, soos ons sal nooit sê dat Jesus se opstanding slegte nuus is nie. Maar as ons uit 'n wêreldsperspektief kyk, dan is die opstanding eintlik vir die disippels 'n slegte nuus gewees. Want as Jesus nie opgestaan het nie, het hulle net aangegaan met hulle lewe. Petrus het 'n visserman geword en hulle het almal weer teruggaan na hulle normale werke en hulle sou seker oud geword het. 3 jaar van die lewe gewaste, maar 3 jaar, maar hulle sou oud, heel waarskynlik ouer geword het, so rustige lewe gehad het. Man, nou staan Jesus op, wat nou? Nou is hulle disippels, nou word hulle vervolg. Later word hulle op gruisame maniere doodgemaak. Ons weet van Petrus word onder sy boosheid sy vrou gekruisig. Ek meen, ons kan 'n paar noem, wat een se kop is afgekap, die ander is in dit was 'n ruskelige lewe vir hulle nie. Verstaan, dis eintlik van 'n slegte nuus. As ons uit 'n wêreldsperspektief, as ons nou, hoe ons nou vandag kyk, dan kyk. Ons moet verstaan wat dit beteken om die goeie nuus van Jesus te glo. Maar dan dink ek daai ouens wat in hierdie wêreldse perspektief as slegte nuus gelewer het van die vervolging. Nou, hoekom het hulle dit gedoen? So hulle het in lyding het hulle 'n lewe ontdek. Wat die wêreld nie geken het nie. En ook nie 'n lewe van soos wat ons vandag 'n lewe wat ver is, eers in die hemel. Dis nou, dit moet nou wees. Jy moet nou al iets anders wees aan die lewe. Daar moes iets in hierdie lewe gewees het nou, wat maak dit bereid is om dit te doen. Hulle het nie gedoen sodat hulle as martelare 'n spesiale plek in die hemel sou hê of iets. Dis nie wat hulle verkondig het ook nie. Dit is nogal baie nice. Nou ek wonder by myself.
hoe lyk 'n wêreld of hoe lyk 'n lewe as leiding afwesig sou wees? Wat ek dink vandag nogal kan gebeur in moderne Christense wêreld. Hoe beïnvloed die afwesigheid van leiding hoe ons geloof vandag baie keer kan ervaar? Ek sit byvoorbeeld en dink, geloof kan dan baie keer net instrumenteel word. Aan die ander woord, ek gebruik geloof vir sukses. As jy met party Christene gesels, dan is geloof in hulle verhouding met God eintlik om hulle besigheid te seën en dat dit goed sal gaan. Dit gaan eintlik maar oor die sukses, maar dit gaan nie oor Jesus Christus, dit gaan nie oor die koninkryk nie. Daar is besigheidsmense wat dit wel so doen en wat maar mooi is, maar vir baie Christene is Jesus eintlik soos 'n bietjie van 'n gelukbringer, wat vir hulle help om dit wat mooi is net 'n oortreffende trap in sukses te kry, en dat eintlik goed sal gaan met hulle. So ander Jesus word eintlik vir hulle gebruik om lyding te vermy. Waar Jesus ons eintlik innooi en sê, maar lyding is deel van die lewe. Ja. Kyk, ek dink ons sien nou ook 'n bewys daarvan, van hoe individualisme half die orde van die dag geword het. En dis 'n groot effek as gevolg van lyding, veral lyding in 'n groepsverband. Verdwyn het. Ek meen, dom voorbeeld is soos, jy maak 'n kraan oop en kom maar water uit. Jy hoef nie saam 'n groep nou mee na 'n rivier te loop, want dit is gevaarlik om alleen te loop, om water te skep en mekaar dop te hou, en dalk is daar krokodille of roofdiere. Daai gevaar is nou weg. Daar is nie meer nie. So daai hele groepsverband word ontbind. Dis net 'n klein voorbeeld. En ons kan dit op elke aspek. So jy word half eintlik maar afgestomp. En jy word baie meer selfgesentreerd. Mens word selfgesentreerd. Waar dit in hierdie groepsverband, waar lyding seevier en lyding eintlik maar deel is van die lewe. Eintlik maar 'n groep vorm en groepverhoudings vorm, waar nou omdat dit nie daar is nie, word mense baie makliker afgestomp en nou is dit me, myself and I. En ons almal is so. Daar's nie 'n persoon vandag wat nie so is nie. Maar dit skep in ons moderne geloof, die afwesigheid beteken van lyding, 'n baie gemaklike kultuur van 'n gemaklike toestand. En ek wil eintlik nie 'n gemaklike toestand aan torring nie, want ek wil nie dit moet verander nie, want ek wil net so gemaklik as moontlik lewe. Waar ons eintlik dan iets van, soos jy nou gesê het, van ons profetiese stem verloor, van ons kritiese stem, dis sê maar, hierdie is nie reg nie. Dis nie reg dat mense instap in mense se huise en goed vat, of mense seermaak, of wat ook al nie, of wat ook al mense nou sou sê. Dat mense is so gemaklik, jy wil, dis amper soos mekaar te ry, jy ry verby 'n ongelukstoneel, en jy sê, ek hoop iemand anders gaan stop en help, want ek ry nou gemaklik. Maar as almal dit doen, dan stop niemand. En die persoon word gehelp of sterf selfs. Die afwesigheid van lyding kan negatief uitspeel in ons lewe ook. En dit sien ons in die kerk, veral oor hierdie tema oor profetiese stem. Nou, profesie is eintlik 'n hele reeks op sy eie, want profesie hoe ons dit vandag verstaan en hoe dit was, is so verskillend. En die een voorbeeld wat ek dan nou wil noem is, ons het 'n storie, en ek dink dit het veral die Afrikaanse kerk baie beïnvloed. Ons het nie iets meer soos 'n profetiese stem, as ons eerlik is. Het ons nie meer. En ek sal nou verduidelik hoekom, maar een van my professors het my vertel, hulle het 'n teoloog van 'n bekende teoloog, en ek kan net nie sy naam onthou nie, gekry. En hy het Suid-Afrika kom toer, en hy vertel toe nou vir hierdie teoloog, wat 'n wonderlike werk die kerk doen, die wêreldraad van kerke, en die NG Kerk self, en hy wys toe hoeveel miljoene rande word 'n jaar besteed deur die NG Kerk en die wêreldraad van kerke aan armoede en om korrupsie mee te help, dat korrupsie te veg, en infrastruktuur wat nie reg is nie, en al hierdie mooi goeders. En hierdie teoloog sê, "Sjoe, maar dis jammer." En daai professor snap, hy verstaan nie, dis goeie werk wat ons doen. En hy sê toe vir hom,
maar julle het duidelik julle profetiese, die kerk het duidelik sy profetiese stem verloor. En dit is eintlik waar dit op neerkom. Die kerk is nie meer op 'n plek waar hulle bereid is om op te staan en sê, luister, korrupsie moet nou begin end kry. Ons moet opstaan teenoor al die onreg wat gebeur. Ons moet die regering begin verantwoordelik hou. Ja. Ons moet ons stem begin dik maak vir die mense wat ingedoen word wat nie 'n stem het nie. Ja, daar is belangrik. Ja. Maar eerder wat ons nou doen is, ons gooi geld na die probleem. Verstaan? Dis eintlik wat hy nou sê, soos ons sê, ag moenie worry nie, die kerk sal maar net vir hierdie mense sorg en hulle wat reg is. Maar dit wys ook die probleem wanneer ons profetiese stem, nou profesie en soos wat ons in die Ou Testament verstaan is, profete was daai tyd gekies deur God. Hulle was nie populêr nie. Hulle eintlik wat profesie is, hulle het gekyk na wat aangaan in hulle samelewing en in die stad en hulle het eintlik teruggekyk in die verlede en gesê hoe God gewerk het en hoe die mens met God geleef het en dan begin sê, okay, maar hier is goed wat nie reg is nie. En hier is goed wat nie volgens God se wet of sy standaard of sy verhouding of reëls is nie. En dis hoekom sekere goeters gaan gebeur. Dis hoekom mense verlies verlei of vervolg word of wat ook al. En hierdie profeet se doel was om die mense wat verantwoordelik was, soos die tempel, soos die regering, soos die koning, moes hulle aanspreek en verantwoordelik hou vir al hierdie goed wat hulle doen. Dis die doel van 'n profeet. Nie om waarsêry te sê en iets te voorspel nie. Dis nooit dit gewees nie. En dit is eintlik wat die kerk verloor het, omdat ons afgestomp is teenoor verlies en afgestomp ook maar individualisties geraak het. Die kerk word individualisties, ons fokus net op ons eie gemeenskap en so verloor ons profetiese stem. Jy is heeltemal reg wat jy sê, of ons vertrou die regering sal doen, of daai leiergroep, of wat ook al, een van die groep sal dit hanteer, maar nie ons nie. Ons wil nie konflik skep nie, ons wil net in vrede lewe. Maar nou, om af te sluit ons hele gesprek, klink dit vir my, as ek dit kan opsom, is leiding nie iets wat ons soek nie, dis iets wat ons kan verwag. Waar ons getrouheid bots met die mag of kultuur of met ons eie selfsug selfs. So, nou dink ek baie myself, lê die vraag miskien dalk nie in waarom lei ons nie, maar ons moet eerder vra, waar is ons geloof so ingeskakel by gemak en sukses, dat dit nie meer weerstand ontmoet nie. So, hierdie gesprek oor leiding vandag maak my net bewus van waar is ek so gemaklik. So, Sheldon, dit is lekker om saam met jou te gesels. Dankie, Dani. En ek wil die braafheid en die moed van die vroeë kerk, ook in my eie spiritualiteit, my geloofslewe, volgelings van Jesus wees en optel. Thanks. Okay, volgende keer gesels ons oor die vroeë kerk wat hierdie idee gehad het dat God se toekoms is naby of God se koms is naby. Teenoor ons wat dink, maar dit gaan nie in ons leeftyd gebeur nie. So kom ons gesels dan daaroor. Sheldon, lekker dag vir jou. Dankie dat jy saam geluister het. Praat weer.